Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg het is om vanoggend hier te kan wees om U naam te verheerlik, Here. Here, want U alleen is U naam bo alle name en die koning wat weer kom. En ons as 'n bruid, U kerk, U breë kerk, Here, reg oor die wêreld, het 'n verwagting van die koms. Here, maar vanoggend is dit die herdenking waar ons in die woord ingaan, Here, waar U die perfekte lam is wat geslag was vir ons, die prys betaal het vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad dat sy enigste gebore seun gegee het en die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan beerwe. Here, en ons glo vanoggend, U is wie U sê U is. U is God. U alleen is God. En U regeer. Word verheerlik vanoggend, Here, as wat die woord vanoggend uitgaan. Laat ons harte sal verkoop en verander. Ons gedagtes sal verander. In Jesus naam. Amen. Amen. Welkom aan almal. Welkom aan almal. Okay, ek wil net ietsie doen. Ek wil dit altyd doen. Ek wil Anton se preek net 'n bietjie vat. Mag ek kom bokkie? Ja, wat dit. Nou gaan ek sien. Of as ek kan preek. Maar gelukkig is dit elke preek en die Here wat dit werk. So vat hom. Ek hoop as jou nou, ek wil geniet hom. Moenie daar deur gaan nie. Ek gaan hom vanaand leer Anton. Gaan jy hom vanaand lees? Okay. Alright. Is reg? Jy het nog al die jare gedoen. Ja. Okay. Ons gaan 'n bietjie iets anders te doen. Gesê ons gaan 'n bietjie anders doen. So dis die goue geleentheid om dit anders te doen, né? Hierdie tradisie volg nie. Ja nee, ek is hier binnekant wys ek. Wat jy nou was, wys net vir almal, jy wil net sê, Ja. Ons almal ken die gedeelte van Josef, Jakob, Esau, en ons weet wat gebeur het met Jakob en Esau, en ons sien hoe Jakob oneerlik was teenoor sy broer, en die seun gesteel het, maar wat saam gekonkel het met die hele ding, en op die einde van die dag het Esau gekom en sy eerste geboortereg verkoop vir lensiesop. En ons sien hier die hele ding afspeel en ons weet dat Jakob was bang geweest vir sy broer, want sy broer gaan wraak neem. En dan lees ons verder in die Bybel van Genesis hoe sy broer hom toe ontmoet en sy broer is op pad na hom toe en hy hoor dat sy broer is op pad en hy stuur sy werkers vooruit met allerlei diere om solank vergoeding te kan kry dat as sy broer hom ontmoet dat hy hom nie moet doodmaak. Want hy het 'n verwagting gehad, sy broer se wraak is nog steeds daar. En ons weet die storie waar Jakob toe gestoei het met God en sok het in sy heup is toe uit en hy het toe oorgegaan in die rivier en hy het sy broer ontmoet. En sy broer het niks aan hom gedoen nie. Inteendeel het sy broer gesê, maar laat ek jou help. Laat ek my 400 wagte, laat ek van my wagte hier los. En jou help met jou esels en met jou donkies en met jou livestock, soos die Engels het sê. En dan kry ons mekaar in die ander dorp. Hy het gesê, nee, asseblief, ons is okay, ons is meer as genoeg, en ons verstaan die hele storie wat daar gebeur het. En hulle eindig toe op by 'n plek van Bethel. Jakob en sy gesin. En hier in Bethel begin God met hom te praat. En God sê vir hom, dis wat ek wil hê jy moet doen. Vat al die afgode, gaan na Shechem, onder die boom van 'n terpentynboom, en gaan begrawe al die afgode ry daar. Vat die oorringe, vat al die afgode, grou die gat en gaan begrawe dit. En ons weet waaroor dit afspeel, reg? Ons weet dat ons sondes kom voor Christus en Jesus wat aan die kruis gesterf het, kom buig ons voor die kruis neer, ons kom lê alles neer voor hom. En dit is waarheen dit wys, is 'n tipiese Christus.
'n tipiese kruis, die boom, en is 'n tipiese sonde waar hulle dit onder die boom begrawe en wegsteek. En dan sien ons ook dat daar 'n groot hongersnood ingekom, na dit. En voor die hongersnood wat ingekom het, is Josef die seun verkoop, hulle wou hom eers doodmaak, en hulle wou hom verkoop, en vir 20 silwerstukke, waar ons sien dat Jesus was verraai gewees vir 30 silwerstukke, en ons sien die patroon van Christus die hele tyd, speel af. Maar Josef moes vooruit gegaan het, om dit wat God vir hulle beloof het, die belofte wat hy gemaak het, ek gaan julle seën, julle gaan meer konings wees, julle gaan konings wees wat gaan regeer, so, wees vrugbaar. En dit is wat God vir ons sê, dat wanneer ons in Christus is, we are sons and daughters of God. En Josef het daar vooruit gegaan, en hy het gaan voorbereiding, en niemand het dit reg raak gesien, want hy het hierdie droom gehad, en ons sien dat hy die droom gehad het, waar die koring gaan buig voor sy koring, en waar die son en die sterre en die goed gaan buig voor hom. En sy broers het hom gehaat. Sy broers het sleg gepraat teenoor hom. Sy broers het hard gepraat teenoor hom. En hulle het gesien, hy kom hier aangestap, en sê, daar kom die dromer, want ons al wat hy kan doen, is hy kan nie droom. Kom ons maak hom dood. Kom ons maak hom dood. Die oudste broer, Juda, hy sê, nee. Kom ons gooi hom in die put, want hy wil nog die aand gaan skelm uithaal dat ons sy lewe te red. Hy sê, kom ons gooi hom in die put. En so wat hom in die put gooi, kom hierdie Ishmaelites, hierdie Midianiete, kom toe nou verby, en hulle besluit, hulle gaan hom verkoop aan hierdie, jy weet, aan hierdie Ishmaelites. Ishmaelites is die mees haatlikste, hulle het God so gehaat. Hulle was so boos gewees. En hulle gaan en hulle verkoop hierdie broer aan daai nasie. En so is hulle op pad Egipte toe. Ons sien die hele prentjie speel af na 20 jaar. Na 20 jaar. Is daar hongersnood, en die hongersnood kom so erg, en Jakob hoor van daar's kos in Egipte, en hy stuur die klomp seuns Egipte toe om kos te gaan koop, en hulle ontmoet die broer, maar hulle het nie geweet hy is die broer nie, want hy trek nou aan soos die Egiptenaar, hy praat soos die Egiptenaar, hy het 'n aksent soos die Egiptenaar, en hy het iemand wat nou translate vir hom, toe die broers daar aankom, dat hulle hom nie moet herken nie, maar hy het hulle herken. En ons verstaan nie, die hele storie speel af. En hulle was bang gewees vir Josef op die einde van die dag. En dit is waar wil hy ons begin vanoggend. Die een wat vooruit gegaan het om die broers te red. En dis wat Christus gedoen het. Hy het op die donkie geklim, en hy het vooruit gegaan, en hy het geweet die dag moet kom met hulle om gaan kruisig. Hy is die perfekte lam. En almal wat geskree het, toe Jesus en hulle palmtakke gegooi het, en Jesus het geloop in die donkie in die stad, en almal het geskree, Hosanna, Hosanna! Reg? En wat het hulle daarna gedoen? Kruisig hom, net daarna. Dieselfde groep wat gesê het, Hosanna, is dieselfde groep wat sê, kruisig hom. En dan sien jy die hele ding speel af hier in Genesis. Genesis 35. Ek gaan net sulke stukke uithaal, dat jy die storie net weer kan volg, want ek wil hier afkom op die einde van die dag oor ongeloof. Ongeloof. Glo ons nog dat Jesus is wie hy sê hy is? Vers 2. Toe sê Jakob aan sy gesin en aan almal wat by hom was, verwyder hierdie vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan. Vers 4. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was, en die ringe aan hulle ore. En Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom by Sichem. Vers 11.
Verder sê God vir hom, vir Jakob. Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar. Verneder. 'n nasies, ja, menigte van nasies sal jou afstam en konings sal uit jou lendene voorkom. Dis 'n belofte wat God maak en sê ek het julle lief. En ek maak aan julle belofte dat uit julle gaan na konings uitkom. Nie uit sekere van julle nie. Ek het julle almal ewe lief. Onthou julle laasweek het ons so gehamer oor hoe lief God ons het. Genesis 37 vers 3. So ons gaan die hele tyd bly in die boek van Genesis. Genesis 37 vers 3. In Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lamrok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Wanneer hulle hom sien, was hulle lelik geweest met die taal wat uit hulle mond uitgekom het. Want hulle het sy broer, hulle jongste broer, gehaat. Dit is voordat Benjamin nog in die prentjie gekom het. Hulle was 11 broers, waarvan Josef die jongste was. Nou, ek wil julle 'n vraag vra. Wie het meer as een kind hierso? Okay. Het een meer lief as die ander een? Ons het ons kinders almal ewe lief, reg? Maak nie saak wat ons kind doen nie. Die liefde verander nie. En hy kind lief. Nou wanneer hy sê hy die jongste seun Josef liewer gehad, sê hy nie hy die ander 10 glad nie lief nie. Die laat lammetjie is altyd die een wat 'n bietjie meer aandag kry as die oudste een. In sekere gesin. In ons gesin was dit 'n bietjie anders, ons was 5. Maar gewoonlik die laat lammetjie wat ons doen, ons sê ek gaan nie dieselfde fout maak met die res van my kinders wat ek gemaak het met die eerste een. So ons raak 'n bietjie meer lenient, reg? Hy gaan nie meer so baie gras sny as wat die eerste broer gras gesny het nie. Hy gaan 'n bietjie minder sny. En dit is wat hy eintlik hier bedoel. Hy sê nie dat hy sien lief vir die ander kinders nie. 'n Pa se liefde is vir almal. Maar die broers het dit nie so verstaan nie. Die broers het gedink dat pa net hom lief. Want hulle lees in goed in. Kinders is baie skerp. En hulle lees baie vinnig in 'n ding in, maar hoekom is ek is seker van 'n ander gesin of ek het 'n ander ma en 'n pa of. My ma en my pa het nou nie so lief soos wat hulle daai het. Ons voel partykeer so, hè? Hulle my ongeruil in die hospitaal. En werklikheid nee, want ons lees goed in wat nie daar is nie, want 'n ouer se liefde bly 'n ouer se liefde. En hier speel hierdie hele ding af. En nou gaan ons hier na vers 19 toe. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom die drome. Nou, die vader, Jakob, wat sy naam nou Israel is, gaan na sy seun toe en sê vir sy seun, wil jy so gaan kyk na die ander broers. Kyk hoe hulle op kuier is en vat vir hulle die kos. So hy gaan. Want pa het hulle lief. Pa gee hom. En toe hulle daar kom, en hy kom so ver aangestap, sê hulle, hier kom die drome. Enetjie wat dink hy is die mekkie van die plekkie. Kom hy met sy stywe nekkie. En sy klein tandjies. Hier kom hy aangestap. Nee? Ja. Ons maak hom dood.
Is dit nie wat hulle, Jesus het 'n parable vergelyking gesê in die Bybel van dis die koning wat 'n estate het en hulle die werkers gevat en die werkers doodgemaak en toe sien hulle die seun van die pa van die estate, hy is daar, toe maak hulle hom ook dood. Selfs ding wat jy speel, hier kom hy. Kom ons maak hom dood. Hy is mos die geliefde ene. Sien jy wat hulle uitgeroep het vir Jesus nie? Kruisig hom. Hy is mos die seun van God. Kom ons maak hom dood. Kom dan nou. Laat ons hom doodmaak. En een van die kom nou. Laat ons hom doodmaak. En in een van die putte gooi en sê 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy hemel word. Kom ons kruisig Jesus. Kom ons maak hom dood. Kom ons kyk of ons homself van die kruis gaan afhaal. Ek sê ons is goed. Is dit nie wat gesê was in die Bybel nie? Sien nie hoe speel hier die hele ding af. Kom ons kyk wat gebeur. Hierdie seun. En soos wat ons weet, is hy toe nou verkoop. En so is hy Egipte toe. Maar God het 'n plan van dag 1 af. Met Josef. Hoor mooi wat ek sê, gemeente. Josef het dit nie maklik gehad nie. Josef het dit nie maklik gehad nie. Hy was in die tronk gegooi. Hy was verkoop gewees. Maar God het nog steeds 'n plan met hom in daardie omstandighede. Hoekom? Hy het nie nou die plan gesien nie. Nie een van die broers het die plan gesien nie. Wanneer ons in omstandighede is, dan sê ons, Here, maar hoekom doen jy dit aan my? Dis nie God wat dit aan jou doen nie. God is besig om voor te berei waartoe jy besig is op pad is. Jy sien nie die groot prentjie nie. En Jesus by voordat ek so toe gaan. Laat ek eers gaan by vers 26 gaan van 37. En toe die Midianiete, die koopmans, verbykom, het hulle Josef uit die put uitgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaeliete verkoop vir 20 silwerstukke. En hulle het Josef na Egipte gebring. God hom lief. Okay? Hou julle hand daar. Blaai gou saam met my na Maleagi toe, vinnig. Ek gaan net 2 versies lees. Maleagi is die laaste Ou Testament boek voordat ons begin met die Nuwe Testament, Matteus. Maleagi. Kan tannie Karel hoor? Maleagi hoofstuk 1 vers 1. Luister wat sê hy so. Hy begin so, God spraak. God praat nou. Niemand anders so nie. God is nou besig om te praat met die nasie. God spraak. Die woord van die Here aan Israel, aan die kerk. Deur die diens van Maleagi die profeet. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle, waarom het u ons lief gehad? Wag net gou dan. Die Here sê vanoggend dat jou lief. Ons het laas week baie mooi gesien. Nou sê hy vanoggend wie ek het jou lief. En dan vra ons, maar hoe het jy my lief? Wys my. Hoekom sukkel ek nog so? Hoekom is ek bakus? Hoekom moet ek hier deurgaan? Hoor nou wat sê hy? Spreek die Here. Jou lief gehad. Is Esau nie die broer van Jakob nie? Nou kom maar, haal hy sommer Esau en Jakob uit. Hoeveel jare later? Hy sê, is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek die Here. En tog het ek Jakob lief gehad. Die een wat sy eie broer ingedoen het. Die een wat ek supposed to wees om dood te maak. Ek het hom lief gehad en ek het hom geseën. Want God het 'n plan van dag 1 af met Jakob.
met Joseph. Met die 12 stamme. En hulle gaan konings kom. En Jesus kom met een van die stamme. En hulle sien nie hierdie groot prentjie nie. En ons sien, ons beleef dieselfde ding. Vandag sê die Here vir jou, die Here het jou lief. Dan vra ons ook maar, hoekom moes ek aan die deur gegaan het, as jy my dan lief? Brandon, as jy my dan lief gehad het, en het ons lief, hoekom moes my ma 35 jaar lang gelei? Hoekom? Vir sy glorie. Dan vandag kan ons hier staan en ons kan terugdink aan ma wat nou by die huis is. En ons kan sien hoe sy vasgehou het aan God. Hoe sy aangehou glooi en glooi en glooi. Ten spyte van wat sy deurgegaan het, het sy nog steeds gesê die Here is goed. En dit is wat sy die dag van ons in die hospitaal gesê het. Hy is goed. En die oom gee vir my 'n vers gister. 2 Timoteus hoofstuk 4 van vers 7. Wat 'n fenominale vers. Hy sê dit in Engels. Hy sê, we fought the fight. We ran the race. We kept the faith. Discipline. Dinge gebeur vir die glorie van God. Vir die glorie van God. Nou gaan ons nog na Genesis hoofstuk 42, vers 1. Toe Jakob merk dat daar koring in Egipte is, nou daar die hongersnood. En nou merk hy op, daar's koring in Egipte. Nou wat doen hy? Nou gaan hy sy broer stuur. Maar hier is die ding gegaan. Josef is nie meer daar vir 20 jaar nie. Vir 20 jaar is Josef weg. Vir 20 jaar sit 10 broers aan die tafel van 'n pa. En nie een van hulle sê, pa, dit is wat ons gedoen het nie. Nie een van hulle het berou nie. Nie een van hulle kom met die waarheid nie. Vir 20 jaar steek hulle dit weg, terwyl hulle saam met pa aan tafel sit. Dis gewoon 'n wegsteek vir mekaar. Jy gaan nie wegsteek vir God. God weet wat hulle gedoen. Nie een keer het hulle op laat neergegaan en gesê, pa, vergewe ons. Ons het ons broer verkoop. Hart is vir hart. En Jakob merk op en die koring van Egipte was, en Jakob sê vir sy seuns, Jakob het vir sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? En hy sê, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is. Trek daarheen af en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Want God het voorberei dat Josef daar moet kom, dat Josef in beheer moet wees van die land, net onder die koning, sodat daar kos by mekaar gemaak kan word, sodat die belofte wat hy gemaak het, aan Jakob na kan kom, dat hulle moet sterf nie. En so het die seuns na Israel gekom, van Israel dan gekom en koring gekoop. En diegene wat daar gekom het, want daar was hongersnood in die land van Kanaan. En Josef was die magbeheer, die maghebber oor die land. En hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. En so sien ons hierdie hele gedeelte, en nou kom die broers by hom aan. Hy herken sy broers, maar sy broer herken hom nie. Vers 10. Maar hulle het hom geantwoord, nee my Heer, maar die dienaars het gekom om voedsel te koop. Josef kyk sy broers en sê vir sy broers, hoekom is julle hier? Is julle spies? En julle kom afvloer wat ons hier doen, hier in ons land. Is julle skelm? Nee my Heer, nee, nie ons nie. Nooit, ons skelm. Ja.
Nee, ons is 10 seuns. Een is nie meer daar nie. Hy is nie meer daar nie. Maar ons is een pa, 10 seuns. Ons is net een kos gekoop. Hoor wat sê Josef hulle? Myself. Ons is almal seuns van een man. Ons is eerlike mense. Ons is eerlike mense. Die dienaar is geen spioen nie. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is. En hulle antwoord, die dienaar is 12 in getal. Ons is broers, seuns van een man in die land van Kanaan. Kyk, die jongste is nou by ons vader. Dis Benjamin. Hy het nog nooit eers sy jongste broertjie ontmoet nie. Is by die vader, maar die een is daar nie meer nie. En hulle weet nie, hulle praat met hulle eie broer nie. Hoor nou wat sê Josef hulle. Toe sê Josef vir hulle, dit is wat ek julle gesê het, julle is spioene. En julle sê julle is eerlik, julle is oneerlik, ek staan hom voor jou. En hierna, luister nou, sal julle getoets word. So waar as Farao leef, julle sal hier vandaan nie trek, tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie. Gaan haal julle jongste broer. As hy hierheen kom, dan sal ek julle glo. Kan nie julle woord vat nie. Het ek 'n jonger broertjie, moes hy hier binnekant kom sê. Is daar eenetjie wat jonger is ek, is daar al Benjamin? Ek moet hom sien. Ek moet hom sien. En nou is Josef besig om die hele ding hier in mekaar te sit. Vers 27. Toe sê hulle vir mekaar. Luister nou wat sê die 10 broers nou vir mekaar. Hoor nou wat sê hulle. So sê hulle vir mekaar, voorwaar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Daarop antwoord Reuben hulle, het ek vir julle nie gesê, besondig julle nie aan die see nie, maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed geëis. En hulle het nie geweet dat Josef verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Hoor nou. Toe draai hy om van hulle af weg en ween. En daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek. En hy het vir Simon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle oë verbind. Josef gaan. Hy hoor hoe praat sy broers. En hy kon dit nie meer inhou nie. En hy beweeg weg van hulle af en hy begin weer. Hy sê, ek is die een wat hulle ontslaag geraak het van, en ek het hulle so lief en hulle ken my nie. Hulle weet nie wie ek is nie. Hulle weet nie waarmee ek besig is nie. Hulle sien my nie. Ons sit hier vanoggend en ons weet nie regtig wie God is nie. Ken ons hom? Glo ons nog dat Christus is wie hy sê hy is? Glo ons dit? Want hier is 'n skrifgedeelte wat ek julle nou nog gaan lees wat Jesus sê in die Nuwe Testament, waar hy sê, will I find faith on the earth when I come again? Sal ek nog mense kry wat werklik waar sal glo dat ek is die Christus? Dat ek hom liefhet? En so sien ons die hele ding afspeel. En Josef sê, okay, na 3 dae is hulle in die tronk gegooi en hulle
Josef haal hulle toe uit die tronk uit en gee vir hulle sakke graan en kos vir hulle esels en vir hulle om saam terug te vat. En Josef sê aan sy dienaar van sy huis, vat al die geld, sit dit terug in hierdie sakke, heel bo, maak dit toe, laat hulle geld in die kos vat, laat hulle gaan. Maar hou een broer agter, sodat hulle weer kan terugkom met Benjamin, want hy wil vir Benjamin sien. En op pad soontoe stop hulle by 'n en nou wil hulle die esels kos gee, hulle wil oornag, en toe die een broer die sak oopmaak om vir die diere kos te gee, toe kom hy agter, maar ons geld is nog hier, in vrees bevang hulle. En hulle sê, o, die geld is in ons sak. Luister wat sê hy. En hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee. Hier lê dit ook in my sak. Toe hulle harte hulle begewe, en hulle draai verskrik na mekaar, en toe sê hulle, wat het God nou aan ons gedoen? En ons doen vandag presies dieselfde. Here, hoekom moet ek hier gaan? Hoekom straf U my? Hoekom doen U dit aan my? Hoekom gaan U die deel nie deur nie? Of hoekom kry ek nie dit nie? Of hoekom gebeur hier met my? Of hoekom verloor ek die? Of hoekom verloor ek daai een? Dis U skuld. Hoekom doen U dit aan my? Dis wat hulle hier sê. God het ons, het God aan hulle gedoen? Het God hulle eintlik geseën? Het daar enige woord hier van kondemnasie? Nee. As daar enige woord hier waar die Here sê, nou gaan ek julle oordeel, dit nou tyd. Kyk wat ek julle droog gemaak. Nee. Inteendeel, werk God in Josef se hart en sê, weet jy wat, dat hulle die geld vat en die kos vat. Dis al wat hulle sien. God doen dit aan ons. Ons is moeilikheid. Maar nou gaan hulle dink ons het die geld gesteel, so nou gaan hulle ons agterna sit en ons wil doodmaak. En so sien ons, hulle kom toe by pa aan en hulle almal eet. Nou is dit by hoofstuk 43. En die hongersnood was swaar in die land. En nadat die koring wat hulle in Egipte gebring het, opgeëet het, sê hulle vader aan hulle, gaan koop vir ons weer 'n bietjie voedsel. En hierdie keer het hulle gesê, ons kan nie. As ons soontoe gaan, pa, sonder Benjamin, is ons dood. Jy moet Benjamin vir ons gee. Ons moet ons jongste boetie saamvat. Pa sê, nee, ek het klaar een seun verloor, maar ek gaan dit nie kan maak as ek nog 'n jong seun moet verloor. En die oudste broer kom en hy sê, pa, ek sal verantwoordelik vat vir hom. Jy sal my gesig nooit weer sien as iets moet hom oorkom nie. Nooit weer. Ek vat verantwoordelikheid, maar dit is hoe daar vir ons gesê is. En pa stem toe in, en hulle vat vir Benjamin saam. Nou gaan al 10 broers, want een is nog in die tronk. Nou gaan hulle almal terug, want nou gaan hulle weer koring koop. Vers 16. Toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter van sy huis, bring die manne in die huis en slag 'n slagvee en maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my kom eet. Is dit nie die gedeelte waar ons kan sien waar Jesus in Lukas hoofstuk 15 verwys na die verlore seun wat teruggekom het? Wat het die pa gedoen? Fees voorberei. Hy was weg, hy was dood, nou is hy lewendig. Hy is terug. Nou gaan ons eet, nou gaan ons feesmaal hê. En dan gaan ons nou verder sien wat ons verder lees. Hulle gaan net 'n feesmaal hê. Josef val op sy broer en begin hulle te soen. Is dit nie wat die pa gedoen het met die prodigal son, met die verlore seun nie? Pa het op hom geval en hom 'n soen gegee. Maar hy was tussen die varke, nee pa, ek moet eers myself gaan was, eers gaan shower, myself skoon kry, perfume spuit, mooi klere aantrek voor pa my kan vat. En vader sê nee, ek soek jou soos wat jy is.
Ek het jou lief. Ek sal jou verander. Ek sal 'n ring in jou vinger sit. Ek sal vir jou skoene gee. Ek sal vir jou 'n kleed gee. Nie uit jou eie werke uit nie. Dis wat Christus vir ons gedoen het. Onthou julle vir Petrus? Na die opstanding van Jesus en Petrus se moed is in sy skoene en die klomp vissermanne gaan terug en hulle gaan vang vis en hulle kry niks vis nie en hulle sukkel en Jesus staan op die kant en hy roep uit, hy sê, gooi die regterkant! Nou, gooi die regterkant, hulle kry soveel vis. En die een stamp die ander en hy sê, maar dit is Jesus. En ons almal kyk vir Petrus, trek sy klere uit in die see en daar gaan. Altyd voorbok. Kom by Jesus, wat het Jesus gedoen? Vir kos gemaak, het vis gebraai. Nou gaan hulle eet saam met hom. Selfde wat ons hier sien. Ek het jou lief. Al het jy my 3 keer verloor. Ek het jou lief. Jy is myne. Kom eet saam met my. Simon, seun van Jona, het jy my lief? Ja, jy weet ek het. Feed my sheep. En so sien ons die hele ding speel af. En nou gaan hulle eet, en nou is hulle saam daar. En Josef het gou gemaak, want sy binneste was ontroer oor sy broers, en hy het 'n geleentheid gesoek om te gaan ween, in die kamer gegaan, en daar gaan ween. Weer eens gaan hy en hy gaan ween. Ek glo met my hele hart. Hoeveel keer God na ons kyk en sê, my seun, ek weet jy dink, ek het jou nie lief te maak, ek het jou so lief. Unbelief, want ons glo nie werklik nie. Nee, Here, ek moet eers hierdie doen voordat jy my lief het. Nee, ek het jou lief. Ek het jou gevorm. Ja, kom weg van sonde. Ja, maak dit op nie. Ek het jou lief. En so sien ons hierdie hele gedeelte, hulle almal kom aan tafel. En ons weet dat Egiptenare mag nie saam met Jode eet nie. So die Egiptenare het eenkant by hulle self gegaan, uit sy huis uit, en hulle by hulle self gaan eet. Hier kom Josef, en Josef sit by homself, en hulle gedog, hy is die Egiptenaar. En Josef sit aan tafel by homself, en die broers sit aan die ander kant van die tafel, by hulle self, en hulle het 'n feesmaal. En die Bybel sê baie duidelik hierso, hulle was vrolik. Maar daar was 'n gap tussen hulle gewees. Hulle het nie saam gesit en saam gefellowship nie. Want Josef het hier gesit en hulle het daar gesit en daar was 'n gaping gewees. En sonde bring 'n gaping tussen my en God. Jy weet en God, sonde. En Jesus het gekom om dit toe te maak. Sodat ons gemeenskap kan hê met Vader. Christ did that. Daai gaping wat ons eenkant gevat het van hom af, het Jesus kom en hy kom versoening bring. Jy sien, 'n openbaring word nie gegee vir mense wat vrolik is nie. Openbaring word vir mense gegee met 'n gebroke hart. Ja, ek kan nie. Weet nie hoe nie. Maar my dogter, maar my seun, ek het jou lief. Of weet jy nie hoe nie? Verander nie my liefde vir jou. En so sien ons nadat hulle geëet het, kom Josef en Josef nadat hy gaan ween het Josef opdrag gegee aan sy diensknegt en vir sy diensknegt gesê, luister hier soveel kos as wat julle kan, maak dit bymekaar, soveel soos wat hierdie esels kan dra. Maak dit vol, sit die geld weer in, bo by die sakke en stuur hulle weg. Hy sê, maar, my silverbeker, vat in die beker en sit hom in die jongste seun se sak. Die silverbeker van my, Benjamin. Sit dit in sy sak. Laat hulle gaan. En so word het gedoen. En so gaan hulle.
En hy draai om na sy diensknegt toe en sê vir sy diensknegt, gaan sit hulle agterna. En sê vir hulle, stop hulle en sê vir hulle, hoe kan julle so wicked wees, so oneerlik wees? Hoe kan julle die goedheid van my hand vat en die sleg toe kom doen? Hoekom steel julle my beker? Ek sê dit in my eie taal vir julle. Hoekom steel julle my beker nadat dit vir julle goed is? Dan sê dit vir hulle en bring hulle terug. Hier kom Josef nou met 'n plan. Want Josef wil nou homself openbaar aan hulle. Josef het hulle probeer openbaar en hulle toe aan tafel was, vrolik, hulle het dit nie gesien nie. Maar nou dat vrees oor hulle kom, nou dat hulle gevang word, nou kom Josef en nou gaan hy plainly vir hulle sê, ek is julle broer, ek is Josef. Kyk nou. Sit hulle agterna. Die broer sê, ons sal nooit so oneerlik wees nie. Het ons nie die eerste geld vir julle teruggebring nadat we ons sakke gekry het nie? Hoekom sal ons dit nou wil doen? En hoekom sal ek die goedheid van die Heer vat en in ons sak sit? Ek sê jou wat. As jy hierdie beker kry by ons, die een by wie jy dit kry, maak hom dood. En in die rest van ons sal julle slaaf wees. So verseker is ons dat dit sal nooit gebeur. En die diensknegt sê, oké, laat dit so wees as wat jy sê. Haal die sakke af. Begin by die oudste seun. En werk weer. Kom by die jongste seun. Haal die beker uit. En hulle sê, luister die woord wat hy hier sê. En Juda antwoord, wat kan ons nou meer sê? Wat kan ons spreek? En waarmee kan ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. God weet wat het ons gedoen teen ons broer, Josef. Hy het dit uitgevind. En nou gaan ons betaal. Nou gaan ons beboet word. Nou gaan ons geoordeel word. Nou gaan ons doodgemaak word. Was hulle doodgemaak weet? Nee. Nie een woord van condemnasie. Nie een woord. Josef kom, vers 45. Nou gaan ons sien wat is familie. Ons is Hardcry familiekerk, reg? Ons glo dat die breë kerk van Christus is familie. Kom ons kyk wat maak die familie hier. Family. Ons is amper klaar. Ek gaan die volgende paar minute sluit ek af. Toe kom Josef. Toe kon Josef nie langer die beweging voor almal wat by hom gestaan het. En hy roep, laat almal van my af weggaan. En daar het hy niemand by hom gaan staan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het. Hy sê vir al die Egiptenaars, weg! Almal weg by my! Ek soek net my familie. Jy sien, God openbaar hom net aan die syne is. God openbaar hom nie aan die wat nie syne is. En hy sê vir hulle almal weg van my af. Ek gaan nou myself openbaar aan my sien. En jy weet aan my broers. Daarop bars hy in trane uit, weet jy, sodat die Egiptenaars ook in die huis van Farao dit hoor. So weer my. Hy het sy familie terug. Hy het sy broers terug. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef. Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Maar God, hoor nou wat sê Josef, hoekom het hierdie hele ding afgespeel? En hoekom Josef hulle nie oordeel nie? Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsels op die aarde te verseker
en om julle in die lewe te hou tot groot verlossing. Die rede hoekom ek hier moes deurgegaan het is van die Here het 'n belofte gemaak aan julle sodat julle nie moet sterf. Vers 15. En hy het al sy broers gesoek en hulle alles gegee. En daarna het hy sy broers met hom gespreek. Die laaste hoofstuk 50. 3 versies, dan sluit dit af. Josef sê vir sy broers gaan haal vir pa. Bring almal. Ek gaan na julle kyk. Ek gaan vir julle sorg. Bring almal hier na Egipte toe. Ek gaan na julle omsien. En hulle gaan haal vir pa en pa kom terug en pa's by hulle in Egipte. Dit gaan goed. En pa sterf. Pa gaan dood. Hoor nou die hart van die broers. Hoor hoe hartseer is hierdie. En dis die hartseer wat ek sien vandag in die kerk. Dis my hartseer om te sien dat mense vandag in die kerk sit en hulle besef nie wie is Christus nie. Hulle verstaan nog steeds nie die liefde van die Here nie. Hulle verstaan nog steeds nie die vergifnis van die Here nie. Hulle verstaan nog steeds nie die verlossingsplan van die Here nie. Familie, broers, en hulle sien nog steeds, en hulle gaan nog steeds hier uit en sê, maar nou gaan ons broer ons doodmaak. Want pa is nou nie meer hier nie. Pa is nou dood. Nou gaan Josef kom en Josef gaan vir ons. Josef was net goed geweest vir ons met pa nog gelewer, maar nou is pa nie meer hier. En weet jy wat het Josef gedoen? Toe hy dit hoor. Raai. Hy. Stief, daar julle nie. Gaan nie oor pa nie, gaan nie oor die nie. Ek het julle lief, dit is my broers. Unbelief. Ongeloof. Hulle het gedink, ok, maar nou gaan ons het kry. Kom ek lees dit vir julle, dan sluit ons af. Hoofstuk 50 vers 15. Want toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, so nou Josef gaan ons as vyand behandel. En hy gaan ons verskrik, vergeld, al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Sy pa het nie eens gesê nie, hulle dink dit op en hulle gestuur het 'n boodskap vir Josef. Hoor wat sê hulle? Die vader het voor sy dood bevel gegee, met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die oortredinge van julle broers en hulle sondes, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortredinge van ons, wat die God van u vader dien. En luister wat sê Josef. En Josef het geween toe hulle dit met hom spreek. Glo jy vanoggend? Hierdie Palm Sondag, dat Christus was voorberei geweest vir ons, om vir ons te sterf. Dat die Vader hom gestuur. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het. Vir my en vir jou. Glo jy dit? Of gaan ons hier dit sê, ons glo dit hier, soos die broers, en 'n week later, wanneer ons moeilikheid tref, dan sê ons, Here, hoekom doen nie dit nou? Dan draai ons om, begin ons weer God te beskuldig. Glo ons vanoggend waarlik, dat God is vir my, nie teen my. God is met my. En soos wat ons laas Sondag gesien het, hy sal my nooit begewe, nooit verlaat. Nooit. Maar dis ons God.
Hy sê in Lukas 18 vers 8. Lukas 18 vers 8. Sê hy. En ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle sal, reg sal doen. Maar, as die seun van die mens kom, sal hulle die geloof op hierdie aarde nog vind. Sal God nog sien dat mense op hierdie aarde glo in wie hy werklik is. Mag ons gemeente nooit twyfel in die liefde van ons God. Laat ons weet, die week wat ons ingaan, volgende week Vrydag met die kruisiging en die opstanding, Paasnaweek wat voorlê. En hier is net 'n voorloper van wat kom. Mag ons besef en weet dat ons weet dat ons werklik lief. Dat ons werklik lief. En hy sal jou nooit los nie. Nooit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n woord. Wat 'n woord, Here. Dis u woord. Dankie dat u ons so lief het. Dankie vir die voorbereiding wat u gedoen het, Here. Dankie vir u seun, Jesus Christus, Vader, wat u vir ons gegee het. Die versoening wat plaasgevind het. Sy geregtigheid, ons geregtigheid. Sodat ons regstanding kan wees met u, wat Christus gedoen het aan die kruis. Dankie vir die liefde, Here. Word verheerlik en seën elkeen wat hier vanoggend is, Here. In Jesus naam. Amen. Mag die Here julle seën.